Okay, mense vra vir my, pastoor, kan jy ons troue vir ons doen? Kan jy ons trou? Okay, I would love to, maar, julle, ek doen nie meer die wetlike aspek vir binnelandse sake nie. Ek het nie meer boek nie, ek het nog nie weer gegaan om my nuwe boek te kry nie, want dis net 'n nagmerrie. Binnelandse sake in Suid-Afrika is soos enige government organisation in Suid-Afrika absolutely useless. Okay? Wanneer ek iemand getrou het, wanneer jy iemand trou, dan het jy sekere dokumente, jy moet 'n afskrif van die huwelikskontrak hê, die idees van die man en vrou wat gaan trou, die getuies se idees, ID-foto's, vingerafdrukke. Ja, okay, dis 'n hele storie. Okay. Ek vul die boek in op die dag van die huwelik, teken die bruid, die bruidegom en die getuies, ek teken en binne 3 dae na die troue vat ek daai boek na binnelandse sake toe. Okay. Ek gee vir jou 'n kopie, 'n afskrif as bewys. Ek gaan na binnelandse sake toe, ek gee die huweliksregister met al die dokumente vir hulle. Dis al wat ek kan doen. As hulle dit nie register nie, is jy nie volgens binnelandse sake getroud nie. Okay? Dit is my probleem. So, baie mense sê vir my so, wat nou? Hoe voorkom ek dit? Okay? Nou, ons wil almal daai geestelike aspek van dit hê. As jy 'n kind van die Here is, dan wil jy graag deur 'n dominee of 'n pastoor of 'n priester of wie ewer getrou word. Okay. Maar my advies, as jy binnekort gaan trou, of as jy onlangs getroud is, check jou status by binnelandse sake. Okay, as jy onlangs getroud is. Hulle registreer nie die huwelike nie. Jy gee vir hulle die dokumentasie, hulle gooi dit daar en hulle registreer nie die huwelike nie. En dan word hulle met my beklei of met daai pastoor of daai dominee, en soos ek sê, ek is nie die enigste huweliksbevestiger wat daaroor kla nie. Okay. So wat is my oplossing? En as julle na my website gaan kyk, gaan julle sien pastoor Lourens en ek van Streams to Live Ministries, nie een van ons doen meer dit nie. Ons sal die religious aspect, ons sal na die troue toe kom, ons sal daar staan, ons sal die hele seremonie, die preek, alles vir jou doen voor God se oë. Maar ons gaan nie die boek bring nie. So, wat ek vir jou kan voorstel, en baie mense sê, ja, maar ek wil dit op daai manier gedoen hê, maar jy weet nie waarvoor laat jy jouself in nie. As binnelandse sake nie jou huwelik registreer nie, kan jy nie jou van verander nie. Jy kan nie jou paspoort kry nie. Daar's soveel goed wat probleme veroorsaak. Okay? Jy kan nie vir 'n visum of immigrasie aansoek doen nie, jou mediese fonds. As jy swanger raak, kan jy nie jou kind op jou man se medies sit. As jou kind nie onder jou man se van geregistreer is nie, en as jy volgens binnelandse sake nie getroud is nie, gaan hulle nie jou kind onder jou man se van registreer nie. Okay, it becomes a problem. Okay, so, wat stel ons voor? Jy kan na binnelandse sake toe gaan. Okay, jy gaan maak 'n afspraak. Jy vat jou ID's of paspoorte saam. Jy vat 2 getuies met hulle ID's saam. As een van julle al voorheen getroud was, moet jy 'n egskeidingsbevel, daai brief, jou skeibrief, of as jy 'n weduwee of 'n weduwenaar is, die doodsertifikaat van jou vorige gade, moet jy saamvat. Okay. Wat gebeur daar? Okay, julle teken 'n amptelike huweliksregister by die kantoor van binnelandse sake. Hulle neem die vingerafdrukke en bevestig die besonderhede. En jy kry op dieselfde dag 'n afgekorte huweliksertifikaat wat sê, volgens binnelandse sake is julle getroud. Met ander woorde, as jy jou man se van vat, is jou van nou dieselfde as sy van. Hierdie kan jare vat, as
dit by die verkeerde binnelandse sake ingehandig word. Jou vraag, wat kos dit? Die huweliksregistrasie self is gratis. Die kort afgekorte huwelikssertifikaat is gratis en jy kry hom sommer dadelik voordat jy nog gaan. Jy kan sommer daar al klaar vir jou nuwe ID-boek aansoek doen. Die onverkorte huwelikssertifikaat kos R75 en hierdie sertifikaat neem langer om te kry en word veral gebruik vir internasionale doeleindes, soos visums, immigrasie, of wanneer jy jou huwelik in die buiteland moet bewys. Ok, so as jy hier in Suid-Afrika gaan bly, kry net daai papiertjie. Ok, dit gaan jou lewe makliker maak. Jou huwelik word onmiddellik op die nasionale stelsel geregistreer. Daar's nie van, oh, they didn't hand in the book, or no, we lost the paperwork. Daar's nie sulke nonsens nie. Hulle sit daar en hulle tik dit onmiddellik in. En jy kry onmiddellik jou sertifikaat. Daar's minder kans dat iets verlore gaan raak, want hulle sê, okay, ons kan dit net doen as ons jou ID's het, jou getuies se ID, jou ID-foto's, jou vingerafdrukke, en hulle doen dit outomaties daar. En jy kan dadelik begin met enige wettige prosesse, soos die verandering van visum aansoeke. Ok, so ja, ongelukkig is dit net nog 'n diens in Suid-Afrika, wat useless is. Sorry, ek probeer nie om negatief te wees nie, maar ek weet hoe ons sukkel om huwelike geregistreer, en dan beklei jy met daai mense, en hulle trek net hulle skouertjies op, ok, en dit bring net onnodige ongerief en onsmaaklikheid vir die koppel wat getroud is. So, my rol, wat ek doen, is die godsdienstelike huwelik. Ek trou jou in God se oë, en binnelandse sake doen die wettige registrasie. So, as jy jou huwelik amptelik en veilig wil registreer, gaan binnelandse sake doen. Niemand hoef daarvan te weet nie, ek het dit al baie gedoen. Koppels gaan net voordat hulle fisiese troudag het, net jou twee getuies weet. Ok, as jy nie wil hê hulle moet weet nie, vra vreemdeling daar. Iemand wat daar is, gaan 'n ID-boek hê. Ok, maar gaan, kry dit gedoen. Jy sê vir niemand. Ok, in God se oë is 'n huwelik in elk geval niks met 'n stuk papier gedoen nie. Dit is net vir wetlike aspekte. Alright, gaan registreer jou huwelik daar, kry jou huweliksertifikaat, die dag met die troue, het jy jou hele seremonie, niemand hoef daarvan te weet nie, jy kan net 'n boek uitsit vir jou foto's, en dit is wat ek gewoonlik doen, soos ek sê, ek het al 'n paar huwelike so gedoen, en die mense se gaste het nie eers daarvan geweet nie, en daai mense het nie een issue met hulle huwelik gehad nie, hulle het inteendeel, daai selfde dag, het die vrou nog haar nuwe van op haar ID-boek gaan sit. Ek hoop hierdie help vir iemand. Gaan check asseblief voordat jy trou, want soos ek sê, dit kan baie ongelukkigheid en onsmaaklikheid veroorsaak.